Baie welkom almal, en dankie dat julle luister. Ons is vandag in 'n gesprek met 'n sendling wat ons net Esther gaan noem, omdat sy baie betrokke is in dinge wat 'n mens nie mag deel op die internet nie en moeilikheid kan veroorsaak, gaan ons haar net onder die skuilnaam noem. Nou, hoe ek van haar uitgevind het, is ek het haar boek gelees, My Story for His Glory. En ek het gedink hierdie is 'n baie goeie boek. Ons moet 'n onderhoud met hierdie persoon probeer kry. En as ek die boek gelees het, het dit begin by hoe die sendling in 'n Christelike kultuur, Christelike huis groot geword het, maar daar het nog steeds baie verkeerde goeters gebeur en dinge was nie reg gewees nie. Mens sien dat die Here selfs in haar lewe wat Christelik groot geword het, eers herstel moes gebring het, sodat sy nie haar kerkkultuur wat baie skade gebring het en haar Christelike manier wat sy geleef het vir so lank in haar lewe wat nie regtig die Bybelse manier was nie. Dat die Here vir haar moes uitstuur met die ware evangelie om die regte kerk, die regte koninkryk te bou. So dis vir my baie relevant, want ons leef in 'n tyd waar daar baie denominasies, baie mense is met baie opinies, maar daar is net een evangelie, daar is net een waarheid. En dit is die Here wat mense se harte verander, nie wat ons dink goeie tradisies en gebruike is nie. So Esther, ek wil vir jou sê, baie welkom, en begin asseblief vir ons daai getuienis te deel van hoe die Here daai werk daar vroeg in jou lewe, voordat hy jou in die sendingveld uitgestuur het, wat hy in jou lewe gedoen het. Goeiemôre en goeiemôre aan die luisteraars, almal wat hierdie boodskap. My gebed is dat iewers iemand ergens deur die Here aangeraak gaan word, want dit het my lewe verander. Ek het in 'n Christelike huis groot geword. Ek het nie ek het kort my hart vir die Here gegee, veral as 'n 10-jarige dogtertjie, want ek wou nie hel toe gaan nie, maar niemand het my vertel dat Jesus my liefhet nie. Ek net altyd, ek wou nie hel toe gaan nie, daarom het ek gekies. Maar ek het 'n verkeerde lewe gelei en ek is in 'n verkeerde huwelik wat baie mishandeling teweeggebring het. En na 13 jaar se huwelik en 3 pragtige dogters is ek geskei. En ek het dadelik met my egskeiding, terwyl ons die meubels deel, het ek my hart vir die Here weer toegewy en gesê, Here, nou moet U my nooit weer los nie. En help my dat ek U nooit weer sal los nie. Ek was so gevul met die Heilige Gees, ek was so gelukkig geweest dat ek vir almal net wou vertel het wat se groot werk die Here in my lewe gedoen het. My suster was op pad Durban toe en hulle het by ons aangegaan en sy was die eerste een wat ek vertel het dat ek my hart vir die Here gegee het. En die Here het toe sê sy, vertel sy vir my dat die Here het vir haar gesê om sy moet vir my bid, maar sy kan nie vir my bid nie want ek is 'n hopelose geval. Nou ek wil vandag die eer aan die Here bring, want hy gebruik hopelose gevalle om sy woord uit te dra. Ek is weer getroud en 10 jaar het ek net my Bybel gelees. Ek het geen boek, daai tyd was dit bandjies gewees, geen video, niks gehad nie. Ek het net my Bybel, ek het my Bybel deurgelees en deurgelees en deurgelees. Toe my suster vir my sê, ek moet nou vergewe, soos die Here my vergewe het, ek vir haar gesê, jy weet nie wat ek deurgegaan het nie. En dit het ek in my lewe baie gereeld gehoor. Wanneer ek vir mense sê, julle moet vergewe, of vra om te vergewe, dan sê hulle vir my, jy weet nie wat ek deurgegaan het nie. En ek weet, ons ken nie almal se stories nie, ons weet nie van die pyn en die smart, en die seer en die mishandeling, wat mense deurgegaan het nie. Maar wat ek een ding weet, nie een van ons het dit deurgegaan wat Jesus Christus vir ons aan die kruis deurgemaak het nie. Nietemin, ek het vir haar gesê, hierdie is 'n boek wat toe is, ek is weer getroud, en ek wil nie aan daai boek eers oopmaak nie, dit is verby, dit is deel van my lewe, ek gaan nie vergewe nie. Maar ek het nie besef dat Spreuke sê, 'n gebroke gees breek ek het nou in Engels gekyk, maar in elk geval, gebroke gees bring nie genesing nie. Ek het nou dit net in Engels, maar ek het dit nie besef nie. En na 'n paar maande in my nuwe huwelik het ek baie ernstig siek geword met 'n pyn in my linkerkant. Ek is ondersoek. Ek was in Grace Hospitaal in Pietermaritzburg
en hulle het baie toetse op my gedoen en hulle kon nie vasstel wat is, daar's nie behalwe dat daar 'n massa is, maar wat gebeur het is dat ek het 'n gewas op my eierstok gehad, maar hy het my ingewande, hy was om my niere, om my ingewande, maar in my lies het hy my hoofslagaar hy het omgegroei om my hoofslagaar en was besig om my hoofslagaar toe te druk en ek sou nie meer langer as 'n maand kon lewe volgens die dokter nie. Dit was 'n baie groot operasie, maar net terwyl ek daar in Grace gelê het, hoe het ek met 'n hoorbare stem die Here gehoor sê vir my, toe ek vir hom aanroep en sê, Here, U het gesê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, U is met my. Waar is U nou? Hoekom is ek in hierdie grysheid? Waar is U? Toe hoor ek met 'n hoorbare stem het vir my sê, jou sondes is vergewe, net so wat jy bereid was om te vergewe. En ek het besef, dis niks. Ek was nie bereid om te vergewe en ek wou daai boek toemaak. En my man het langs my bed gesit, ek het my kop na hom toe gedraai en gesê, kyk asseblief mooi na my kinders en vergewe almal wat my seer gemaak het. Wat toe gebeur het is, hulle kon nie opereer nie, so ek is huis toe gestuur vir so bietjie meer as 'n week. En in daai tyd het ek my hele lewe herlewe en ek moes elke situasie wat seer is, moes ek vergewe. Maar dit neem 2. Die Engels sê it takes 2 to tango. So ek het my skuld gesien en in elke situasie, hoe lelik het ek ook opgetree en ek het dit, al was ek 'n Christen, ek het aan die een kant langs my bed neergesit. En ek het vergewe, ek het almal vergewe wat my seer gemaak het deur my hele lewe. Ek was so ongeveer 32, 33 jaar oud. Maar my skuld het ek hier langs my gesit. Almal vergewe en toe, maar my bloeddruk het steeds hoog gebly, ek kon nie opereer nie. En toe op 'n dag, toe besef ek, maar Jesus Christus het vir my sondes ook gesterf en toe ek hierdie hoop skuld wat ek hier langs my opgehoop het, vir die Here gee, het hy my vergewe en vrygemaak, totaal. En my bloeddruk het gestabiliseer, maar die pyn was baie erger en ek is die naweek hospitaal opgeneem, in 'n ander hospitaal opgeneem, sodat hulle kon my bloeddruk stabiliseer vir die operasie. 'n Operasie wat 'n halfuur sou geduur het ure geduur, want hulle kon nie opereer nie, hulle moes dit afkrap, hulle moes die gewas oral afkrap en dit was 'n baie pynlike operasie. En ek het, voor ek geopereer is, het ek vir almal briewe geskryf wat ek moes vergewe het en gesê het ek vergewe julle, sal julle my ook vergewe asseblief, want ek was regtig bang dat my sondes nie vergewe is nie, so omdat ek hulle nie vergewe het nie. Ek het almal geskryf behalwe vir my gewese man, my eerste man, ek het nie vir hom geskryf nie, maar ek het hom vergewe vir alles. En in daai tyd het die Here baie mense gestuur om vir my te bid in die hospitaal. Ek dank die Here vir mense wat hospitaalbesoek doen. En daar was 'n Anglikaanse dominee priester wat na my toe gekom het en toe kom vir my getuienis vertel hoe ek mense moes vergewe het en myself vergewe het hy vir my gesê, you just had inner healing. Dis die eerste keer wat ek die woorde gehoor het van innerlike genesing. Maar God het my genees innerlik en so ook met pyn. Daai week in die hospitaal het ek gesê, Here, hoekom het ek soveel pyn as ek dan almal vergewe het? Het die Here vir my gesê, ek wil hê jy moet ooit hierdie boodskap vergewe van innerlike genesing en van vergifnis nie. En ek dank die Here dat deur my lewe en in verskeie lande en verskeie situasies kon die Here my gebruik om mense te lei, om te vergewe, die onreg wat aan hulle gedoen is, maar bovenal ook om jouself te vergewe. Daar's baie mense wat met skuld rondloop, omdat hulle self nie kan vergewe, omdat hulle nie besef, toe Jesus aan die kruis gesterwe het hy al ons sondes vergewe. Ons moet onsself ook vergewe, en dit was my belangrik. Vir 10 jaar lank het ek vir Rusland gebid, en vir 10 jaar lank het ek nie gewerk nie, ek het net deur my Bybel gelees daar op die plaas. Dit was 'n wonderlike tyd van groei. En na 10 jaar, en na hierdie tyd van innerlike genesing, kon die Here my gebruik in sy koninkryk om baie ander mense te help. En dit is waarom ek die boek geskryf het, want ek het gevoel, ek moet aan die Here die eer gee,
vir dit wat hy in my lewe gedoen het, en ek gebruik ook baie ander voorbeelde van restituisie ensovoorts, wat hy genesing bring aan groepe ook en ander nasies. En ek dank die Here vir dit. Dankie vir die voorreg. Nou, dit wat Tannie genoem het is vir my baie interessant, want as ons die evangelie deel, vergeet ons maklik dat die Here ons nie net 'n gees gemaak het nie, die mens is met 'n liggaam uit die stof ook uitgemaak. En net soos wat die Here gesterf het om ons siel te red, so het hy ook gesterf om ons liggaam te genees en eendag tot te herstel by die opstanding uit die dood. Maar dit is vir my, ons moet onthou dat die Here bring genesing vir gees, siel en liggaam. Nou Amen. dit is vir my baie interessant as Tannie nou so praat, want nou beweeg Tannie van 'n klein dogtertjie wat die evangelie geken het, maar daai waarheid daarvan het nie ingesink totdat Tannie heel wat ouer was en alreeds baie geleef het nie. Maar dan het Tannie vir 'n tyd lank net stil gesit. En op die einde van die dag het Tannie self in die buiteland in baie verskillende plekke bevind, soos onder andere Rusland wat Tannie nou net genoem het. En dan sit net vir my, dit is wonderlik hoe die Here hierdie pad met 'n mens kan stap. Want niemand sou dit ooit gedink het nie. Ek bedoel, Tannie het self gesê, Tannie se suster het gedink Tannie is 'n verlore saak. Sodat die Here daai lost cause vat. En hy gebruik daai persoon wat 'n mens nooit sou gedink het nie om die evangelie aan die uithoeke van die wêreld te gaan verkondig is wonderlik. So hoe sal Tannie verduidelik die Here Tannie geneem van daai gebroke persoon af na 'n mondstuk van hom wat hy kon gebruik het in selfs ander lande? Ek wil net eers iets sê, die 10 jaar wat ek net Bybel gelees het ek glo die Here roep ons na Judea, Samaria en die eindes van die aarde. Het ek in my Judea gewerk, ek was 'n vrywilliger vir kindersorg, kinder- en gesinsorg, en ek het baie hospitaalbesoek gedoen, en in die hospitaal en in my beweging in my eie dorp kon ek baie mense help om te vergewe, en ek dank die Here daarvoor. En na 10 jaar is my tweede man oorlede aan breinkanker, maar vir hierdie 10 jaar op die plaas wat ek net my Bybel gelees het ek begin bid vir Rusland, want die Bybel is vir my die belangrikste, en dit is waar ek my genesing gekry het, dis waar ek my leiding gekry het, dis waar ek my roeping gekry het, is in deur die Bybel te lees, en ek het vir 10 jaar lank gebid vir die vorige USSR, die vorige Sowjetunie, Rusland, Poland, Bulgarië, al daai lande, en ek het nooit gedink God sal my soontoe stuur nie, maar ek moes eers in Judea in my eie tuisdorp werk, en na my man se dood het ons beweeg, het ek in die sendingkantoor begin te werk, en ons het met die Jesusfilm uitgegaan na gemeentes, toe verskeie gemeentes, en ek noem dit my Samaria tydperk, en van daar af het die Here my Rusland en verskeie ander nasies toegestuur om te gaan werk vir hom. So ek dink dit is uiters belangrik vir iemand wat vir die Here wil werk, om eers net soos jy sê, gesond te word na gees, siel en liggaam. Ja. En kyk, as ek ook na die storie so luister, om in Judea te werk is een ding, want dit is by jou huis, jy vertel vir mense hier rondom jou, jy bid vir mense, maar ek kan veral dink nog in 'n ouer, meer konservatiewe Afrikaanse kultuur, sou mense dalk 'n bietjie die wenkbrau opgelig het as Tannie vir hulle gesê het, Tannie wil vrou alleen na die Sowjetunie toe gaan, het hulle nie gesê, wat wil 'n vrou daar gaan doen nie? Ek bedoel, hoe was die uitstuur van die kerk uit na die sendingveld toe vir Tannie? Ja, dis baie interessant, want my meeste kritiek wat ek gekry het, was van Christene, mede-Christene, wat vir my gesê het, hier is soveel werk in ons eie land, hoekom sou ek dit oorweeg om Rusland toe te gaan? Maar hulle het nie geweet dat ek 10 jaar lank vir Rusland gebid het nie. My eerste sending reis buite, nee, dit is eintlik was seker die tweede of die derde, buite die grense van my land was na Rusland toe. En ek was so lief vir die Russe, en ek het so gebid vir Bybels. Die woord van God het my gelei. Ek het die woord van God gelees
Soos ek sê, my Bybel verskeie kere deurgelees. Ek het nie ander leidings gehad nie, ek het nie ander mentors gehad nie, maar die woord van God was my lig op my pad en in 'n roeping. En ek het dit ernstig opgeneem wat die Here gesê het. Ons moet gaan na die nasies en ons moet 'n lig wees vir die nasies. Die woorde, my eerste Bybel, my eerste paar Bybels het gelyk soos inkleurboeke, want soos wat ek hier goed onderstreep het. Ek het net die Bybel gelees en gevolg. En eers na my tweede man se oorlede is, het die Here my uitgestuur na die verre uithoeke van die aarde. Ja, kyk, gewoonlik as iemand vir my of in my teenwoordigheid vir 'n sendeling sê, hoekom wil jy na die buiteland toe gaan? Hier is baie werk hier om te doen, dan dink ek altyd by myself, ja, dit is waar, hier is baie werk om te doen, maar dis hoekom ons 'n Christelike kultuur het wat al vanaf, solank as wat die Afrikaner leef het, bestaan het ons al van die evangelie geweet. So hoekom het die Here 'n klomp kerke hier geplant? Is dit sodat ons met mekaar kan stry oor wat se kleerdas ons moet dra, of is dit om die evangelie uit te dra? So ek is redelik ongelukkig met mense as hulle sulke opmerkings maak, om eerlik te wees. Maar ja, daai opleidinge in die Bybel waarvan Tannie praat, ek het nou al deur kweekskool gegaan, ek het selfsending opleiding gehad en as sending gewerk, maar nou dink ek daar is 3 kante van daai argument wat ek al gehoor het wat mense praat en ek dink hier sal Tannie nogal 'n interessante insig hê. So ek het al mense gehoor wat sê, jy moet net die Bybel met mense praat, niks anders nie. Dan het ek al mense hoor sê, nee, jy moet opleiding hê in allerhande tegnieke en hoe om te kontekstualiseer na 'n nuwe kultuur toe en al hierdie goed. En dan is daar ander mense wat sê, man, jy het nie eens enige opleiding nodig nie, jy het nie nodig om enige voorbereiding te doen nie, want die Heilige Gees sal saam met jou wees en hy sal jou versterk en jou in staat stel. En ek dink daar steek so 'n bietjie waarheid in al 3 en ek dink nie die waarheid is een van die 3 nie, ek dink dit is 'n kombinasie van die 3 of miskien iets anders. Hoe sal Tannie daai verduidelik vanuit Tannie se ervaring? Die laaste ene, ek moet vir jou sê, ek dink die Heilige Gees is absoluut jou bron van krag, jou wysheid, jou lig, iemand wat jou lei, maar Campus Crusade, vir wie ek baie gewerk het gesê, we bring the gospel in the power of the Holy Spirit and entrust the results to God. Dis belangrik, maar sonder 'n kennis van die woord is, hoe gaan jy mense help as jy nie die woord kennis nie? In elke situasie wat ek was, het die Here vir my woord gegee om die kant toe of daai kant toe nie, jy sal 'n stem agter jou hoor wat sê nie die kant toe nie of nie daai kant toe nie, maar hierdie is die weg wat jy moet opgaan. Die woord was vir my baie belangrik, maar ek moet daarom ook sê dat na my man, terwyl my man baie siek was in die hospitaal met breinkanker, het ek opleiding gedoen deur dit was 'n korrespondensieopleiding, maar deel daarvan 50% van jou vrae, 50% wat jy kry, moes jy die Bybel deurlees. En jy kon jouself 50% gee as jy wel die hoofstukke gelees het wat hulle voorgeskryf het. So in 'n jaar lees jy die hele Bybel deur en ek het 2 jaar se kursusse. So ek het opleiding gekry deur dit was 'n korrespondensiekursus wat ek gedoen het. So maar die Heilige Gees was net voor ek na 'n sekere land toe gegaan het een van my intercessors, ek het baie mense gehad wat vir my ingetree het sy gesê, jy sal voor konings en goewerneurs gebring word, maar jy moet nie voorberei nie, want dit sal vir jou in daardie uur sal vir jou gegee word wat jy moet sê. En ek het dit baie keer in my lewe ervaar, dat die woord van God, die Bybel, het net lewend geword en ek het rigting gekry en ek kon vir mense antwoord. So ek sê met jou saam, al 3 is belangrik, maar die een is nie belangriker as die ander een nie. Jy kan, ek het ongelukkig in my lewe al mense ontmoet wat teologie gestudeer het, miskien vir 7 jaar, of en dan het God my gebruik met my onkunde en my impulsiewe geaardheid om hulle te bedien deur die Heilige Gees. Ek wil in die Heilige Gees die eer gee. God het gesê, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuienis wees.
So die Heilige Gees in kombinasie met die woord van God en die bietjie studie wat ek gedoen het, ek kan niks van die studie onthou nie, maar wat ek kan onthou is ek moes deur die Bybel lees in daai jaar, daai 2 jaar wat ek die kursus gedoen het. Ek hoop dit antwoord jou, gee jou antwoord. Ja, nee, dit gee my antwoord. Dit lei my ook in die volgende in wat ek dink nogal interessant sal wees. So, ons weet Tannie het nou 'n diep werk van die Heilige Gees in Tannie se hart ervaar met daai innerlike genesing wat gebeur het. Tannie het baie tyd in die Bybel spandeer. Tannie het vir die kerk laat weet ek wil sendinggeld toe gaan en nou bevind Tannie self in die sendingveld. En nou is Tannie daar in die buiteste en wat nou? Wat doen 'n mens wanneer 'n mens uiteindelik daar is? Hoe het dit met Tannie gewerk? My eerste werklike sendingreis na Rusland het ons 'n uitreik gehad. Hulle het internasionale sprekers gehad en ons as buitelanders, sal ek sê, moes met die mense, ons moes hulle uitnooi, ons moes vir hulle literatuur uitdeel, ons moes hulle uitnooi na die stadiums toe. Maar omdat ek in Samaria gewerk het, het ek ondervinding gekry. Ek wil terugkom na opleiding toe. In Samaria, en Samaria was in ander dorpe rondom in Suid-Afrika, in verskeie provinsies, wat ons genooi het om met die Jesusfilm uitreik te gaan, was ek deel van die opleidingsspan, so ek het opleiding gegee. So dit was my baie maklik om dan die groepie wat ek mee saam beweeg het, opleiding te gee en kultuur. Ek kan net vir jou iets interessant noem. Ek het baie vinnig Russies begin praat. Ek kon dit net praat. Ek kon dit net verstaan. Ek het vir my tolk gesê, sy moet nie vir my tolk nie, ek wil probeer verstaan en ek het daar kort gevra 'n woord en dan het ek weer verstaan wat hulle sê. So dit is net buitengewoon die Heilige Gees se inwerking dat ek dit net kon verstaan en kon begin praat. Saam met hulle wel nou basiese gesprekke voer in Russies en dan ook wanneer ek 'n preek luister kon ek verstaan waaroor hulle preek, omdat dit op die skrif gebaseer is. Nou as ons as Suid-Afrikaners hier in die warm, sonnige Suid-Afrika sit, dan dink ons aan Rusland as die mense wat nie eens dieselfde taal as ons praat nie. Alles is die hele tyd toe met huis en veral in die Sowjetunie. As jy met iemand gewaag het om die evangelie te deel en hulle te probeer oortuig, sou jy sommer in 'n tronk in een of ander konsentrasiekamp gestop gewees het. So ek is seker van Tannie het 'n interessante ervaring daar gehad en hoe het die Here vir Tannie gebruik om die mense daar in die buiteland te bereik? Ek wil net eers begin deur Rusland. Ons het gegaan, onthou ek het 10 jaar gebid terwyl hulle in hierdie moeilike situasie was van USSR. Maar toe ons gegaan het, was dit na perestroika, het was na 94, nadat die ystergordyn geval het. En omdat kommunisme geval het, het hulle ons openlik verwelkom. Die Bybels was gedruk in Moskou en ek was so verbaas, ek was so opgewonde toe ek hierdie stapels Bybels sien wat in Moskou gedruk is, Nuwe Testamente. Dit het my hart so verbly, maar ons was genooi na die jeugkampe, want hulle het altyd vir die jeug, hulle het jeugkampe gehad, en dan het hulle kommunisme verkondig, en nou het kommunisme geval, nou het hulle niks gehad nie, so het ons met oop arms verwelkom, en gesê, kom in en kom vertel vir ons, whatever julle vir ons wil leer. Jammer vir die Engelse woord, maar so ek het Rusland toe gaan na die vervolging. Ja, so Rusland is een van die lande waarin ek ook baie groot sending belangstelling het en ek weet vandag is dit amptliks Oos-Ortodoks. So as jy met mense die evangelie gaan deel vanuit 'n evangeliese of gereformeerde oogpunt, dan gaan 'n mens baie vinnig baie moeilikheid optel in Rusland want hulle is ortodoks. So hoe was Tannie se ervaring gewees met daai? Dis 'n Christelike kultuur, maar dit is nog steeds heeltemal anders. Ja, die ortodokse kerk het ons baie teëgestaan, omdat hulle voel dat ons hulle lidmate weggeneem het van hulle af,
het hulle ons baie vervolg. En ek was in 'n situasie waar ek my horlosie moes vorentoe draai, want Rusland het verskeie tydsones. En toe ek my horlosie vorentoe draai ek hom uit my visa uit, toe my visum verval. En ek was op pad China toe. En toe moes die ortodokse kerk moes my toestemming gee. Ek was in Siberië gesit en die ortodokse kerk moes my toestemming gee en hulle het my heeltemal teëgestaan. Hulle wou nie my uitnodiging gee of erkenning gee of iets van die aard nie. Hulle wou niks met die Christelike kerk. Na ek verskeie kere by Rusland was, wil ek sê, het Rusland toe skielik van hierdie armsalige bestaan, het hulle geword na finansiële staat toe, waar geld baie belangrik was. Op 'n stadium in daai jare wat ek Rusland besoek het, was Moskou die mode-aangewende toon in die wêreld. Beter as Italië en Frankryk en daai lande, want hulle het toe heeltemal sekulêr geword, van die teenoorgestelde van kommunisme. Daar was baie ontvanklikheid vir Christendom, maar ook baie sekulêre, ons stel nie belang nie, ons het nou geld. Maar vandag is dit anders, die vervolging is weer besig om terug te kom. En veral in Rusland, so is nie meer so maklik soos daai 10 jaar daai jare wat ek soontoe gegaan het nie, op uitreike nie. Ja, en ek weet vir al die Amerikaners en goed vind dit amper onmoontlik om nou in Rusland in te kom, maar omdat ons 'n BRICS-land is die deur so 'n bietjie makliker oop. So as iemand nou wil Rusland of China of sulke plekke toe gaan, gebruik die tyd terwyl BRICS nog bestaan. Jammer om jou die rede te val, wat ons gebruik het, is twee goed. Nelson Mandela het vir ons deure wêreldwyd oopgemaak, as 'n Suid-Afrikaner, China oralsters. En die tweede ding wat vir ons deure oopgemaak het, was Bafana, sokker. Ons was daai jare een of ander tyd die wêreldbekerhouers en almal het net Bafana geken en vir Nelson Mandela. En dit was nogal 'n wonderlike, ek glo dat die Here het vir ons 'n deur van geleentheid gegee, 'n door of opportunity, om daai tyd in te gaan, terwyl dit so vrylik was in China, Rusland en daai lande. Nou noem Tannie iets baie interessant, want die meeste mense in ons land, as jy dink aan die evangelie deel, dan dink hulle aan een of ander evangelisasie metode wat jy leer. Jy stop 'n traktaatjie in iemand se hand en jy bly so ver as moontlik weg van politiek en sport en goeters af, en dan gaan mense net begin stry. Maar in die sending werk dit eintlik presies die teenoorgestelde. So kan Tannie dalk vir mense wat nog nie daai ervaring gehad het nie, net verduidelik, hoe kan 'n mens politiek en sport tot jou voordeel gebruik wanneer die deure vir die evangelie eintlik toe is? Om nou net vir jou 'n voorbeeld te sê, ek het soos daai intercessor vir my gesê, jy sal voor konings en you will be brought before governors and kings. And it will be a testimony unto me. Ekskuus dat ek Engels praat, maar jy sal voor konings gebring word. God het my gebruik as 'n vrou, omdat ek juis in lande ingegaan het, moslimlande wat teenoorgesteld die kultuur het, waar die mans alles is en 'n vrou niks. En ek het dikwels vir die Here gevra, wat maak ek in hierdie land as 'n vrou? En die Here het my gebruik juis om situasies te ontlont. Ek skryf ook daarvan, dink ek, in my boek. Maar wat interessant was, die Here het vir my gesê, en ek wil met vrouens hier praat, voor ek gegaan het na die moslimlande toe, ek wil jou verlos van jou vrou wees. Nie van jou vroulikheid nie, maar van jou vrou wees. So ek moes my man staan in 'n manswêreld, maar ek moes my vroulikheid behou as 'n vrou. En dit het vir my baie deure oopgemaak. As 'n vrou. Politiek, ja, in my tyd wat ek oorgegaan het, was Thabo Mbeki. Die Here het my voor hoëgeplaaste mense, wat met ambassadeurs van lande, was ek by hulle funksies gewees ensovoorts. So die Here het net regtig daai woord waar gemaak en my in hoë plekke gemaak, en ons is baie uitgevra, jy moet 'n kennis hê van jou land se politiek. Voordat jy gaan. So ek het Thabo Mbeki se boek se autobiograaf gelees
En ek is baie uitgevra want hy was toe op 'n stadium president van ons land terwyl ek oorsee was. Maar Nelson Mandela was wêreldwyd as 'n ikoon beskou. Nou dat Tannie die moslems noem en weet, ek het so 'n bietjie met mense wat van Afghanistan af te doen gehad gekry. En in hulle huis was dit so gewees dat mans en vrouens eet nie eens in dieselfde vertrek nie en die vrouens eet eers as die mans klaar is. En as ek dink aan die Russe het hulle weer daai kultuur wat die vrouens is baie mooi en fyn en weet tipiese huisvrouens amper soos ons, maar die mans is baie sterk en aggressief, weet sulke klassieke manlike beeld so. Hoe was daai beweging gewees van Rusland af oor na 'n meer islamitiese manier van dink toe? Maar nog meer as dit toe, sal Tannie sê daar is enige manier wat 'n mens die evangelie anders aanbied of 'n metode of iets wat mens gebruik hier in Suid-Afrika teenoor Rusland en dan na die nuwe moslemveld toe? Ek kan nie dink dat mens die hele tyd dieselfde boodskap op dieselfde manier gaan deel nie. In Suid-Afrika is ek en my man is 'n Gideon en ek is wat hulle noem ook 'n hulp vir die Gideon se auxiliary en ons deel die evangelie en traktaatjies vrylik uit. Ons gaan nie dorp toe sonder dat ons gewapen is met of 'n Bybeltjie of twee of 4 geestelike wette of iets wat ons hier kan uitdeel nie. Maar in daai lande mag jy glad nie dit doen nie. Wettiglik nie. Dit word ondergronds gedoen, dit word ondergronds gedoen. Maar God het my gebruik deur iemand het my boek in oorsee gegee, The Calling van Brother Andrew. En hy sê daar op een stadium, Lord, help me to make your presence known where it's most needed, simply by just being there. En dit het ek gebruik. Ek was, nadat ek dit gelees het, het ek 'n bevryding gekry as 'n vrou en ek was eintlik roekeloos. Nooi my na 'n Russiese kroeg toe, dan gaan ek, want ek wil die evangelie daar, ek wil die lig wees. En dit het ek sal eendag, ek sal nie weet wat die Here gedoen het, deur my teenwoordigheid as 'n vrou, net om 'n ligdraer vir die Here te wees. En geen fisiese uitreiking te doen of die evangelie op 'n fisiese manier daar uit te dra nie. Net te bid vir die mense en God se teenwoordigheid uit te dra. Dit was nogal vir my regtig 'n wonderlike manier om voor hierdie hoë plase te kom en hulle het vir my baie vrae gevra. Ek het niks nodig gehad om te doen nie, hulle het na my toe gekom. Maar daar is maniere, daar's nog steeds maniere wat die evangelie ook fisies versprei word deur materiaal. Dit wat Tannie nou genoem het, hierdie hele ding oor vrou wees en weet selfs na 'n kroeg toe gaan en goeters vandag sal baie, selfs in ons eie land, mense laat frons en wonder maar, hoe kan 'n mens sê jy's 'n sendling maar jy gaan doen sulke goeters? So, hoe het Tannie daai kulturele en tradisie brug oorkom om te sê, man, al wat saak maak is die evangelie, mense moet van die Here hoor? Ja, dit was interessant. Een van my eerste besoeke wat ek gehad het, is ek genooi na die ambassade van Bulgarië, dink ek se feesvieringe. En daar was soveel drank, hulle moes vir my spesiaal gaan koeldrank koop omdat ek 'n geheel onthouer is. Jy kan nie as jy dink jy kan in 'n kroeg gaan bedien nie. Maar hulle het vir my koeldrank gekoop en later toe sê hulle nee, ons is nou gaste van die Griekse konsul by 'n sekere hotel en toe ek daar instap, het ek met skok hierdie ons noem dit 'n kloosterkoek, hierdie konservatiewe tannie of ja, van Suid-Afrika en op die een hoek van die verhoog is dit 'n groot Boeddha beeld gesit en in die ander hoek van die verhoog het 'n Shiva beeld gesit. En tussenin het hierdie meisies hierdie belly dancing gedoen en daar was drank op die tafel, want dit is toegelaat in hotelle. En ek was so geskok en ek het presies wat jy nou sê. Ek het gedink, ek wonder wat gaan die mense sê, wat my ondersteun en vir my bid, as hulle sien waar ek vandag is.
Maar ek het 'n groot ondervinding daarop gedoen wat ek in my ek is besig om 'n tweede boek te skryf wat ek daar gaan noem. Maar wat gebeur het, soos die mense gedans het ek maar by die tafel by sit en hulle was almal van al die nasies wat daar was, wat in ons tafel gesit het, was hulle so bedagsaam dat elke keer een langs my bly sit om my geselskap te hou van ander lande. En dan kon ek met hulle deel die liefde van Jesus. En ek kan getuig dat 3 mense het tot bekering gekom, net omdat ek daar was. En wat nou nog die Here dien. En wat weer ander mense na die Here toe gelei het. Just because I brought the presence of God to a place where it's most needed, simply by just being there. Ja, nee, en as ek nou dink aan die omstandighede waarin ons eie land is vandag, as ek nou dink, Tannie het al gepraat oor die kommuniste en dan was dit nou die Boeddha beeld en die Shiva beeld en ek weet ons het die grootste boeddhistiese tempel in die suidelike halfrond. Ons het die meeste Hindoes buite Indië. Islam, waarby ons verseker nog gaan kom, is ook hier by ons. So ons kan vandag, ons hoef nie eens na 'n ander land toe te gaan nie. Jy kan net in ons strate afloop en met die hele wêreld die evangelie deel. So as 'n sending, hoe kan Tannie vir ons konservatiewe Suid-Afrikaanse, veral Afrikaanse kerkkultuur wat ons wil gewoonlik net met ons eie mense praat en met ons eie kultuur deel, hoe sal Tannie ons motiveer om uit te gaan in die strate en met die wêreld wat na ons toe gekom het die evangelie deel? Just be a Christian, just be a light. Wees net 'n lig. Julle sal my getuies wees wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Ons was gister by ek en my man was gister by paartjies, 'n moslim paartjie. Hulle kom nou net uit Ramadan en hulle is nog besig om hulle Eid te vier. Maar ek ken nou baie van hulle kultuur gelukkig en ek is maar versigtig hoe ek optree. Maar ek het nie nodig om evangelie te bring nie. Ek het nie nodig om vir hulle traktaatjies of iets te gee nie, want ek kan nie. Ons goed verskil in elk geval so teenstrydig met die Koran, maar ek kan vir hulle bid. En die Heilige Gees vra, Here, moenie laat hierdie mense verlore gaan nie. Asseblief, moenie laat hulle verlore gaan nie. So in Suid-Afrika, soos ek sê, ek en my man deel die Nuwe Testamentjies uit met die evangelie boodskap agterin. En ons gee uit 30, 40 in 'n maand. Elke keer as jy dorp toe gaan, dan gee uit. Daar is materiaal wat jy kan uitgee, daar's materiaal wat jy kan plaas in sekere plekke. Mense in Suid-Afrika het die Here nodig meer as ooit van tevore. Bid. Jy hoef nie te doen nie. Jy hoef nie altyd te staan met traktaatjies en uit te deel nie, maar wees vir 'n lief glimlag. Ek het nou die dag een van my jong kleerlingman wat 'n dwelmverslaafde was en hy's nou gerehabiliteer. Maar hy noem my moeder, want in sy toestand van dwelmverslaafde het ek net vir hom liefde bewys en net God se liefde bewys. Baie mense in Suid-Afrika kan nie eers lees nie. Baie mense wêreldwyd kan nie lees nie. Die Jesus-film was vir my baie effektief en daar's ander metodes deur die internet ook wat baie effektief is. Dat mense net kan bid dat die Here, as ek dink aan Iran, daar's so 'n herlewing. Ons het niks uitgedeel nie toe ons daar was nie. Ons het net gebedsreis onderneem en ons het gebid en na die plekke toe gegaan waar die Here ons gestuur het. En daar's miljoene wat na die Here toe kom vandag. En die internet, die massamedia speel 'n geweldige rol in vandag om die evangelie uit te dra. So ek hoop hierdie gesprek wat ons is, gaan mense bemoedig om ook net die evangelie. Ek sit op my status net die woord, teksverse, en ek het moslems, hindoes, ongelowige mense wat elke dag my status lees, maar ek sorg dat ek net teksverse daarop sit. Die woord is kragtig en lewend en skerper as tweesnydende swaard en dit sal uitdui. So mense wat
ek weet, wat nie tyd het om Bybel te lees voor hulle werk toe gaan nie, lees ek, elke dag lees hulle my status, en ek sê Here, laat die woord net indring. So daar is ander maniere as om, maar bid. Ja, 'n groot les wat ek al in my lewe geleer het, is baie keer dink ons dat professionele evangeliste en voltydse sendlinge daar in die buitewêreld is een of ander supermens wat goeders kan doen wat die normale lidmaat in die kerkbanke nie kan doen nie. En daai is een van die grootste leuns wat die duiwel gebruik om die normale lidmaat in die kerk te kry om niks te doen nie. Want die sendling en die evangelis is maar net so normaal soos die res. En dis die krag van die Heilige Gees. Die Here sê, getuig, leef sy naam uit, bid vir mense, wees lief vir mense, gee om vir mense. En as ons net dit sal doen, dan sal die Here die res doen. Ons werk is nie om mense te red en mense tot bekering te bring nie. Ons werk is om die lig te skyn, om vir mense te bid, om vir mense om te gee. En die Here sal hulle oortuig, die Here sal hulle roep, die Here sal hulle red. Ek wil aansluit by jou, ek kry baie kritiek, of ek het baie kritiek gekry, omdat ek nie evangeliseer nie, of disippels maak nie. Ek dra die woord uit, maar ek maak nie disippels nie, ek leer die mense nie, maar dit is my onmoontlik, omdat ek gereis het, en op sekere plekke nie gemag het nie, dit nie gemag doen het nie, het ek baie, en ek het vir die Here gesê, nou wat nou, ek dra die evangelie uit, maar ek kan nie opvolg nie. Ek weet nie waar beweeg hierdie persoon nie. Ek is net een mens. En hy het vir my getroos met Filippense 1 vers 6, dink ek wat hy sê. Ek weet verseker dat hy, God, wat die werk begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. En dis my troos. En so nou en dan lig die Here vir my die sluiers, dat ek kan sien hoe het mense gegroei, wat ek na die Here toe gelei het en nooit weer met hulle kon opvolg of kontak gehad het nie. En wanneer ek hulle dan sien, dan kan ek net die Here loof en eer, want hy het die werk volëindig. So Tannie was nou baie rondbeweging goeders van Rusland af en nou beweeg Tannie in die islamitiese wêreld in. En ons baie keer hier wat nou met Islam te doen het, weet ons nie regtig hoe om met hulle te praat nie, omdat hulle so vreemd is, dit is so anders, ons weet nie regtig hoe om met hulle kontak te hê nie. So wat het met Tannie gebeur daar in die islamitiese wêreld, en is daar enige raad wat jy vir ons kan gee oor hoe ons die islamitiese mense in ons eie land met die evangelie kan bereik? Dis 'n moeilike vraag. Soos ek sê, gister was ek by 2 moslems reg oor die moskee nogal. Is maar net liefde en bid. Ons het nie die kennis. Ek het nie materiaal om vir hulle te gee en te sê, gebruik hierdie, want die 4 geestelike wette begin by die God het jou lief, en dan is daar onmiddellike argument oor ons aanbid 3 gode en sovoorts. Ons het nie regtig die materiaal nie, maar ek het een keer gehoor waar 'n sendeling sê, die Here het gesê, as jy 'n huis binne gaan, moet jy bid vir vrede. En as daar 'n man van vrede is, dan sal die Here met daai persoon werk. En dis nogal iets wat ek nalat, is die vrede van God te bid vir hulle. Ek het nie vir jou antwoord nie. Die goed wat ek weet, kan ek nie oor praat nie, so jammer. Ja, nee, om met 'n moslem te praat is nogal moeilik, juis want hulle is baie aggressief en hulle, net soos wat ons evangeliseer het, hulle ook 'n weergawe van evangelisasie en apologie wat hulle jou probeer oortuig en goed wat die moskee vir hulle leer om jou te antwoord. Maar iets wat ek in my ervaring opgetel het by OM, die organisasie waar ek gewerk het en so rukkie opgelei het. Ons het 1 keer 'n jaar, juis aan die einde van Ramadan, die studente na die moskee toegevat. En dan het jy nou vir so 3 ure na hulle gesit en luister en hulle verduidelik vir jou hoe hulle was en jy was daar terwyl hulle bid en goeters en jy bly maar stil en jy knars op jou tande en na die tyd is daar nou 'n ete gewees want is net na Ramadan. So nou wil hulle vir jou vertel die seën wat hulle gekry het oor Ramadan en goeters, maar in daai spasie het hulle ook vir jou gesê,
Ons weet julle is Christene, julle kan oor die evangelie praat. So wat ons vinnig opgetel het is, jy gaan nie sodra daar 'n stryery begin, praat jy oor iets anders. Maar wat baie effektief is met Islam is, vertel my hoe jy weet dat Allah jou eendag in die hemel gaan aanvaar. En dan het hulle gewoonlik nie 'n antwoord nie, want hulle glo nie in sekerheid van saligheid en goeters nie. En weet, 'n mens het amper 'n normale gesprek met hulle soos wat jy met 'n ongelowige Afrikaanse persoon sal hê. Maar sodra daai bekleierery begin, praat oor iets anders, want dan het jy 'n toedeur. Ja, ek argumenteer glad nie oor die Bybel nie, want die Bybel is kragtig. Ek argumenteer nie oor godsdiens nie, en ek hou nie van apologeties te wees nie, om verskoning te maak vir my geloof nie. Maar een ding wat ek weet is dat in daai lande kon ek met groot vrymoedigheid sê ek is 'n Christen. Selfs in die gevaarlike lande, oralsters kon ek sê ek is 'n Christen. En sonder, omdat ek niks uitgedeel het nie, kan hulle niks aan jou doen nie. Net daar wees het vir my beskerming gegee, maar hulle het geweet waar ek staan, hulle het geweet ek is Jesus se kind. En dat ons 'n God van liefde dien, dit het hulle ook geweet. Nou Tannie, ek sien die uur is baie vinnig besig om verby te vlieg. So kom ons beweeg nou, Tannie was nou in die sending gewees en nou kom Tannie terug Suid-Afrika toe. Hoe was Tannie se observasie van die Suid-Afrikaanse kerk gewees na al daai ervaring wat Tannie in die buiteland gekry het? Wat 'n skok. Wat 'n skok, wat 'n teleurstelling. Ons mense is passief, ons gaan kerk toe, Sondag vir Sondag, en dan is ons okay, ons is goeie Christene. Die mense gee nie eens om in hulle eie omgewing om vir die verlorenes, die prostituie, die mense rondom ons nie. Ek kan nie vir jou sê hoe teleurgesteld ek was nie. Ek het in 'n kerk ingestap, niemand het my raak gesien nie, ek het nie gesangeboekie gehad nie, ek het nie geweet wanneer moet ek opstaan, wanneer moet ek sit, wanneer moet ek, wat doen hulle nou nie. Dit was my groot skok, maar die Here is besig nou om die kerk op te rig, veral in Suid-Afrika, om weer te begin bid, om weer te begin uitreik, om weer te begin die evangelie uit te dra, en daarvoor ek sien dit en ek ervaar dit en ek is baie opgewonde, maar dit was my ongelooflik moeilik om van waar jy, as jy vir iemand iets kon gee of 'n Bybeltjie kon gee in enige van daai lande, en of 'n woord spreek of iemand het 'n navraag doen en jy is so opgewonde oor dit, en jy kom terug Suid-Afrika toe en mense gee nie om nie. Ons is regtig, ek het teruggekom na 'n lou kerk toe in Suid-Afrika. Maar God gebruik 'n mens in die kerk. Hy plaas jou waar hy jou wil hê om daar 'n verskil te maak. En ek glo dat my boek wat ek geskryf het, omdat ek daar skryf van mense wat in die kerk is, wat ook hopelose gevalle is, dat dit ook mense gaan bereik. Ja, en hier moet ek die teenwig gee. Ek het aan die begin of in die middel iewers rond gesê dat ek raak ongelukkig met mense wat sê hier is baie werk om te doen. Moenie gaan sending doen nie. Ek dink dit is heeltemal verkeerd, maar ek stem saam met hulle dat hier baie werk is om te doen. Ek het vir 'n rukkie saam met OM so 'n bietjie mobilisasie gedoen, so ek was een van daai mense wat na kerke toe gegaan het, voor in die kerk gepraat het en dan probeer het om mense te kry om by die sending aan te sluit. Ons het glad nie gepraat oor geld en goed nie, maar ons teiken was net partnership building, soos ons wil hê dat kerke in die sending moet betrokke raak. En een van die dae wat ek die moedelooste was 'n dag wat ek in die oggend vroeg vir 7 kerke gebel het. Afrikaanse kerke, so mens kan nie as die ander kulture hierdie skuld gee nie. En elkeen van daai 7 kerke het net gesê, nee wat, ons doen nie dit nie. Een van die kerke het vir my duidelik net reguit gesê, soos ons is nie betrokke by sending en goeters nie, ek moet nie eens my tyd mors nie. En 'n ander een het vir my gesê, byvoorbeeld, ons is nou eers besig om ons eie gemeente te bou. Nou wonder ek, maar hoe bou jy 'n gemeente as jy nie besig is om die evangelie uit te dra nie? Hoe bou jy 'n gemeente
wat is julle besig om te doen dat julle gemeente bou, maar die evangelie uitdra is nie sentraal in hoe jy jou gemeente bou nie. Waar bou jy jou gemeente? So dit was vir my 'n baie groot frustrasie en ek was eintlik vir 'n paar weke daarna nogal dik negatief geweest. Maar ek weet ook daar is baie mense in die kerk wat ernstig is met die Here. Daar is baie mense in die kerk wat die evangelie uitdra. En hier wil ek eintlik, terwyl hierdie hele onderhoud se punt is om mense van die sendingveld te vertel en te probeer so 'n bietjie so ver as wat ons kan vir mense laat verstaan wat daar aangaan, want jy kan nie regtig praat oor die goeters wat gebeur nie. Want mense se lewens hang daarvan af. Maar jong, ons moet kyk na ons eie kultuur ook. Want as ek na die ouer generasies luister en ek luister na die goeie ou dae. Nou, natuurlik weet ek nie hoe waar dit is nie, maar kom ek neem aan daai stories van die goeie ou dae is waar. En ek kyk na ons kultuur vandag. Dan moet ek sê ons moet begin ernstig bid vir ons kultuur. Ons moet begin om ernstig die evangelie uit te dra oral waar ons is. Want die nood hier by ons is net so groot as wat dit is in plekke soos die Midde-Ooste en Rusland en China. Ja, die afgelope 16 jaar wat ek nou met my huidige man getroud is, werk ons maar net in Suid-Afrika. 'n Pastoor het een keer, 'n prediker het een keer gesê sonder dat hy my geken het, iemand het my genooi na 'n diensdag. Toe sê hy, jy hoef nie na Rusland of na Arabië toe te gaan om die evangelie uit te dra nie. Hier is baie werk en ek glo dat God ons roep, maar dat hy die kerk besig is om weer op te wek, om te bid en uit te reik. Want ek sien nou soos optogte vir Jesus en wat jarelang stil gestaan het. Ek dink is dit ek wil weer sê 'n window of opportunity wat ons het om te bid vir ons land en om uit te reik. Ja, ek weet van 'n kerk hier in Pretoria wat 'n plakkerskamp net langs die kerk begin het. En terwyl die mense kla oor die plakkerskamp en hoe moeilik en hoe onveilig dit is, toe sê een van hulle predikante, man, ons het nooit na die nasies toe gegaan nie. Nou stuur die Here die nasies na ons toe. Ja. En ek dink daai is 'n goeie mindset om te hê. En ons tyd is ongelukkig besig om uit te hardloop. Ons het nog so 6 minute oor. Is daar enige iets wat Tannie het om te sê vir die luisteraars voordat ons groet? Jesus het vir ons gesterf aan die kruis. Hy het alles vir ons gegee. Ons moet alles vir hom gee. Ons moet alles vir hom doen. Ons moet uitreik soos nog nooit van tevore nie. Al bring jy iemand na die Here toe, een persoon, dan ek sê altyd, dan weet jy nooit, is dit 'n Paulus of 'n Petrus wat dalk weer ander duisende mense na die Here toe gaan bring. Reik net uit. Ek dank die Here vir mense wat uitreik. Ek dank die Here vir mense wat voorsien. Sendelinge kry swaar finansiëel. Ek wil dit sê. Daar's mense wat miskien sal uitgaan as hulle weet dat hulle geld het. Ongelukkig is dit so, hulle gaan nie eers uit en dan voorsien die Here nie. Hulle wil eers sekerheid hê van geld en dan gaan hulle, maar ons moet uitreik. Ons hoef nie, soos jy sê, nou op hierdie stadium veral met wat in die wêreld gebeur en die vliegtuig, ons hoef nie nou op 'n vliegtuig te klim en Saudi-Arabië toe te gaan nie. Ons kan net hierso. Hier's baie mense rondom ons. Reik uit, vervul die groot. Ek is verbaas dat mense nie eers weet wat is the Great Commission en wat is die groot opdrag van die Here nie. Bring my evangelie na julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuie wees in Judea, Samaria en tot in die uiteidenis van die aarde. En soos jy sê, die Here bring die uiteidenis van die aarde na ons toe. Ek het verlede 2 weke terug vir 'n dame, vir 'n paartjie van Poland kon ek 'n Bybeltjie en 'n traktaatjie gee. En ek loof die Here daarvoor. Tannie sê, die paartjie van Poland, van my beste vriende is op die oomblik in Poland aan die gang besig om te werk daar met 'n klomp vlugtelinge uit die Midde-Ooste uit wat daar gaan kamp opslaan om in die land in te kom. So ja, die wêreld is rof. Daar's interessante dinge besig om te gebeur. En al wat regtig enige antwoord op die probleme van die wêreld het, is die evangelie. Ek stem saam. Nou Tannie, baie dankie vir die tyd wat Tannie afgestaan het om hierdie gesprek te hê.
Ons vertrou dat die Here hierdie boodskap by die regte mense sal uitbring, dat hy mense in sy veld sal oproep, soos wat hy gesê, die oes is wit, maar die arbeiders is min. So ons kort regtig nog baie mense om sendingveld toe te gaan. En ons sê, baie dankie dat jy tyd gemaak het hier saam met ons. Dit was vir my 'n baie lekker gesprek gewees. Baie dankie vir dat jy my raak gesien het, dat jy my boek raak gesien het en besef het, want ek het regtig gebid, elke dag as ek die wolke so sien, omdat die voorblad wolke is, dan sê ek, Here, iewers is iemand besig om my boek te lees, neem my eer, en word verheerlik daardeur en raak mense aan, en dit is, mag dit versendelinge veral help. Iemand het gesê, elke werker behoort so 'n boek te hê, om net te sien hoe God voorsien. Dankie vir jou tyd. Ja, dis 'n plesier Tannie, en mag die Here aanhou om vir Tannie te voorsien en vir wie ook al in sy diens opgeroep word. Baie lekker dag Ja, verder. amen.